Kom ons begin vandag sommer met 'n eerlike vraag. Op 'n skaal van 1 tot 10, waar 1 beteken, ek hoor net geluide, maar ek luister nie regtig nie, en 10 beteken, mense voel veilig, gesien en verstaan wanneer hulle met my praat. Hoe goeie luisteraar dink jy is jy? Moenie te vinnig antwoord nie, want die meeste van ons dink nogal, ons luister goed. Ons knik op die regte plekke, ons sê en ja, ons kyk darem meestal in die persoon se rigting, en ons sit selfs ons selfoon onderste bo op die tafel neer. Maar hier is die moeilike vraag. Luister ons regtig om te verstaan, of luister ons net om te antwoord? Want baie keer, terwyl iemand nog praat, is ons kop al besig om 'n klein PowerPoint aanbieding met oplossings oop te maak. Punt 1, wat hulle moet doen. Punt 2, wat hulle verkeerd verstaan. Punt 3, die Bybelvers wat nou perfek gaan pas. En dan natuurlik die slotgedagte, toe ek jou ouderdom was. Maar jong mense, voel dit vinnig aan. Hulle weet wanneer iemand regtig by hulle is, en hulle weet ook wanneer iemand net wag vir 'n kans om raad te gee. Daarom gaan hierdie module nie eerstens oor hoe om beter antwoorde te gee nie. Dit gaan oor hoe om beter teenwoordig te wees. Want hier is die waarheid. Jy kan al die navorsing oor jong volwassenes ken, jy kan al die regte boeke gelees het, jy kan selfs weet wat 'n algoritme is, sonder om dit per ongeluk met 'n ritmiese dansbeweging te verwar. Maar as 'n jong volwassene nie voel jy luister regtig nie, gaan hulle waarskynlik nie vir jou hulle hart oopmaak nie. Baie jong volwassenes het nie eerstens nog 'n stem nodig wat vir hulle sê wat om te doen nie. Hulle het genoeg daarvan. Hulle het iemand nodig wat lank genoeg stil kan bly om te hoor wat regtig onder die oppervlak aangaan. Vandag se module gaan dus oor hierdie vraag. Hoe word ek 'n volwassene by wie jong mense veilig genoeg voel om eerlik te wees? Nou, ons begin vandag nie by 'n tegniek nie. Ons begin by 'n persoon, by Jesus. Jesus was natuurlik God se woordvoerder, maar hy was ook God se aangestelde luisteraar. Hy het mense raak gesien, hy het vrae gevra, en dis nogal vreemd vir ons, want ons hou daarvan om vinnig te antwoord. Party van ons is so goed met raad gee, ons gee sommer raad nog voordat die ander persoon behoorlik asem geskep het. Jesus doen dit anders. Hy vra, hy skep ruimte, en hy laat mense praat. Dink aan die Emmausgangers. Jesus weet presies wat gebeur het, maar hy begin nie met, kom ek verduidelik vir julle gou die teologie van die opstanding nie. Hy vra eers, waaroor praat julle so met mekaar? Hy gee vir hulle ruimte om hulle teleurstelling en hulle verwarring en pyn uit te praat. Dink aan Bartimeus. Jesus weet die man is blind, tog vra hy, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Jesus gee aan mense die waardigheid om hulle eie nood te verwoord. Dink aan die Samaritaanse vrou by die put. Jesus begin nie met veroordeling nie. Hy begin met ontmoeting. Hy sit by die put. Hy vra water. Hy tree in gesprek. En dit is wat ons noem die Jesus skool van luister. Jesus hoor nie net woorde nie, hy hoor wonde. Wanneer ons met jong volwassenes werk, moet ons leer om nie net te vra wat sê hulle nie, maar ook wat probeer hulle sê wat hulle nog nie reg kry om te sê nie.
Kom ons stop die video vir 'n oomblik hier. Voordat ons verder gaan, gesels gou in die groep, of jy kan dit alleen doen, oor hierdie vraag. Op 'n skaal van 1 tot 10, hoe goeie luisteraar dink jy is jy? En dan, hoekom gee jy vir jouself daardie punt? Probeer eerlik wees, nie perfek nie. Die doel is nie om jouself te verdedig nie, maar om raak te sien waar jy dalk reeds goed luister en waar jy nog kan groei.